Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre luisteraars, welkom in nog 'n uitsending van die Woord in die Reg saam met my advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre Willem. Ja, vanoggend gesels ons oor 'n bekende stukkie in die Bybel en ons koppel ons regspraatjie daaraan vanoggend en dit het te doen met belasting. Nou ons almal ken die Afrikaanse gesegde gee die keiser wat die keiser toekom en dit het te doen met Markus 12 vers 17 waar 'n man vir Jesus gevra het, maar moet ek belasting betaal? En daar is toe vir hom gesê, maar wie se kop is agter op die munt? En hy het gesê, is die keiser se. En toe is hy geantwoord met die woorde, gee die keiser wat hom toekom, en gee aan God wat hom toekom. So, ja, dis ook maar soos een van die wette van Transvaal, jy sal maar bly betaal. Nou, onlangs is Suid-Afrika in 'n penarie amper gedompel, want die BTW sou gestyg het met 0,5%. So die hele land was in rep en roer gewees, want die minister het aangekondig, dit gaan nou verhoog. En skielik uit die bloute uit op die 24 April, kondig die minister van Finansies Eno Gondwana nou aan, dat nee, daai verhoging, hy gaan nie meer plaasvind nie, want die Demokratiese Alliansie het dan nou 'n hofaansoek gebring. Maar kom ons gaan kyk, wat sê dit? En kom ons kyk eers na wie het almal hofaansoeke gebring. Nou eerstens was die Demokratiese Alliansie gewees, en toe het die ekonomiese vryheidsvegters hulle self dan nou ook as 'n party gevoeg. Nou mense kan jouself laat voeg tot 'n saak wat voor die hof is, indien mense geaffekteerde persone of belang het by 'n sekere besluit. En hulle het gesê, maar dis onwettig gedoen. En hulle het toe die regering daarop aangeval. Nou, hierdie onwettigheid is die hoofpunt van hoekom dit dan nou ook geskraap is, maar daar was ook dan nou baie bekommernisse gewees, ekonomies, maar ook maatskaplik, omdat daar gesê word, die verhoging van BTW sal die armstes in die samelewing dan nou die hardste tref. Net soos alweer persone wat sê, maar is dalk goed as BTW styg, want dan sal almal belasting betaal, want mense kry baie belastingontduikers. En tog moet almal goedere koop wat dan nou onderhewig is aan belasting, al is hy 'n belastingontduiker. So, elkeen van die argumente dra water en 'n mens weet, die regering het dan nou fondse nodig om uitgawes te dek, salarisse te betaal en seker te maak dienste word gelewer. Nou ja, daar is nou al jarelank ongelukkigheid oor die kwaliteit van dienste en die koste daarvan, maar die minister het in sy wysheid besluit om die BTW te verhoog aanvanklik en nie die staat se gordel stywer te trek nie. Nou die regs uitdaging wat, as mens dit so kan noem, wat teen hierdie voorgestelde verhoging gebring is, was dat daar geargumenteer is dat hierdie BTW verhoging het die grondwet geskend. Nou, soos ons weet, die grondwet is dan nou ook die hoogste stukkie wetgewing en gesag in Suid-Afrika, en dat wetgewing en gebruike wat nou indrys teen enige bepalings dan nou geag word ongrondwettig te wees en dan so verklaar moet word deur 'n hof. Nou, die groot rede hoekom die Demokratiese Alliansie aangevoer het dat ongrondwettig was, is omdat hierdie verhoging deur die minister aangekondig is, sonder dat daar vooraf parlementêre goedkeuring daarvoor was. Nou, mevrou Helle Zille, die Demokratiese Alliansie se federale voorsitter, het dan ook beklemtoon dat die minister se aankondiging was ongrondwettig gewees, omdat dan nou 'n voorgestelde verandering in wysiging in belasting teweeggebring het, sonder dat daar wetgewende toestemming daarvoor was. En dit is nou deur die wetgewer, die parlement, die nasionale raad van provinsies wat dit moet goedkeur, voordat die president nou eintlik dit onderteken.
Nou, aanvanklik het minister Gondwana hulle nou die aansoek teengestaan, maar op die einde van die dag het goeie denke daartoe gelei dat hulle besluit het om nie verder te gaan met hierdie saak nie, maar liewer die saakie voor die hof te skik. Dit is ook maar baie belangrik dat mense maar hofsaake skik waar moontlik, want behalwe die feit dat 'n hofsaak baie duur is, jaag dit ook maar gemoedere baie keer op. En hierdie regering toe gekom na die Demokratiese Alliansie en gesê maar hulle sal bereid wees om te skik. Wat beteken dat dalk was daar 'n senior regsadviseur in die parlement wat 'n besluit geneem het en gesê het, maar hoorie, ons kan nie so voortgaan nie. Kom ons skik hierdie aangeleentheid en ons maak seker dat in die toekoms dit reg gedoen word. Nou die ooreenkoms is dan nou, soos ek verstaan, 'n bevel van die hof gemaak, wat beteken dus bindend op die regering. Maar dit het ook tot gevolg gehad dat nou president geskep is. Wat beteken in die toekoms kan die minister van Finansies nie net kom en sê maar ons verhoog BTW met 'n sekere persentasie punte nie. Dit moet dan nou deur die parlement en die hele wetgewende gesag dan nou goedgekeur word. Nou, die feit dat die Demokratiese Alliansie nou deel is van die regering van nasionale eenheid, het dit nou ook baie weer na vore gebring dat daar so is, maar ook binne die regering van nasionale eenheid baie kompleksiteit in hierdie koalisieregering, veral met die ANC regering wat die meerderheid is, wat nie meer kan maak en breek soos hulle gewoond was nie, en die Demokratiese Alliansie wat ook nou maar moet toertjies uitvoer om seker te maak dat hulle alles reg doen. Ja, luisteraars, dit is maar altyd 'n belastingverhoging, het maar altyd 'n invloed op ons, en soos die minister ook gesê het die gewone burgers eintlik nie belastingverligting gekry nie, omdat die gewone aanpassings wat gemaak word aan die verskeie belastinggroeperinge of belastingbedrae wat 'n mens betaal, nie plaasgevind het die afgelope 2 jaar nie. Wat beteken dat jy nog dieselfde belas word op die inkomste wat jy belas was 2 jaar terug, en dat die koopkrag van jou geld al hoe minder geword het as gevolg van inflasie, wat ook 'n baie belangrike ding is. Maar tog ter einde is dit nie, ek sien daar is nou 'n groot ongelukkigheid met sekere eiendomme in die stad Kaapstad, wat sy erfbelasting baie gaan verhoog, en dat dit ook Kaapenaars warm onder die kraag maak. Maar dis nie net in Kaapstad nie. Sekere gedeeltes in Pretoria het dieselfde gebeur, waar 'n huis van R700,000 nou skielik R2 miljoen werd is. En dit het tog 'n wesenlike invloed op 'n mens se belasting wat jy betaal elke maand. Nou, dit is ook iets waarna die regering eintlik moet kyk, want dit maak baie mense ongelukkig, en aan die begin toe belasting relatief laag was dit nie 'n probleem gewees nie. Maar met buitengewoon hoë inflasiestygings van water en elektrisiteit, maar ook erfbelasting, het dit toe nou die verbruikers begin inhaal, en maak dit amper onmoontlik vir 'n mens om jou maandelikse heffings te betaal aan die munisipaliteit. So ek al voorheen gesê, daar is 'n munisipaliteit in Mpumalanga waar sekere van die boere se grond met tot 600% gestyg het, wat deeltemal buitensporig is, want elke jaar volgens die riglyne mag die munisipaliteit hulle aanpassings doen vir inflasie, wat wel gedoen word, maar elke 5 jaar, dan wanneer die eiendomswaardasies gedoen word, dan word waardasies hemelhoog gedoen meestal, en in sommige gevalle lyk dit tot jy 600% meer moet betaal, wat baie ver bo inflasie is. Maar dat inkomste van 'n persoon nie tred hou met dit nie, en dat dit dan nou heel moontlik 'n swaar las bring op die skouers van belastingbetalers. Maar ja, so luisteraars, as dit daar in hele dorpie moet maar dophou, as daar 'n evaluasierol uit is, maak die nodige kapsie indien nodig. Laat 'n mens seker maak dat 'n mens op die einde van die dag heeltemal verdrink in belasting nie. Want ons moet onthou, die regering het ook 'n verpligting om seker te maak dat daar word in die beste belange opgetree van hulle
burgers, en dis kan hulle ook nie net belastingverhogings bly implementeer nie, want dit vernietig die ekonomie. Ja, soos ook aan die einde gekom van die program, wil ek vir julle luisteraars geseënde week verder toewens. Alles van die beste en dan gesels ons weer vorentoe. Groete van my, advokaat Hendrik van Staden.